Goeiemôre Kiekskerkmaats en baie welkom by ons erediens spesiaal vir julle wat in die laerskool is. Nou ek hoop dit gaan sommer nog baie goed met julle elkeen en dat julle darm nie te veel huiswerk by die skool kry nie en genoeg tyd het om te speel en te rus tussen al die besige dae. Nou maats, vandag gaan ons oor iets praat wat in amper elke huis is. Nou ek wonder of julle kan raai wat dit is. Nee, dis nie speelgoed nie. Dis ook nie 'n selfoon nie. En is ook nie sjokolade of lekker goed nie. Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor sout. Daardie goed wat 'n mens oor kos of oor popcorn gooi. Maar voordat ons verder gesels, groet ek jou in die wonderlike naam van Jesus. Hy is ons koning en ons vriend. Amen. Nou maats, soos die gebruik is, kom ons sing eers 'n lofliedjie saam en dan sê ons vir die Here dankie vir al sy goedheid en seën. Sing lekker saam. Gee alles vir U, want U sal magtig, deur my eie krag en wil, kan ek nie meer nie, want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Hier is ek, Heer, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek, Heer, kom vat my hand, kom neem my, Heer. Hier is ek, Heer, voorop my, vou my soos U wil. Hier is ek, Heer, voor U. Alles vir U, want U sal magtig, deur my eie krag en wil, kan ek nie meer nie, want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Hier is ek, Heer, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek, Heer, kom vat my hand, kom neem my, Heer. Hier is ek, Heer, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek, Heer, voor U. Minder van myself, meer van 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 U. Hier is ek, Heer, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek, Heer, kom vat my hand, kom neem my, Heer. Hier is ek, Heer, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek, Heer, voor U. Welkom terug maats, kom ons sluit die oë en dan bid ons ook saam. Here Jesus, baie dankie dat ons vandag weer so kan saam luister na U woord. Dankie dat U hier by ons is, al kyk ons ook na hierdie diens oor 'n skerm. Maak ons harte en ons verstand waawyd oop, om ook mooi te hoor wat U vandag vir ons wil leer. Ons bid dit in U naam. Amen. Nou maats, voordat ons begin, wil ek eers gou vir julle vra, wie is die braafste daar by die huis? Maar regtig braaf. Ek praat nou van iemand wat nie bang is om snaakse goed te proe nie. Want ons gaan vanoggend eers begin met 'n vinnige smaaktoets. So ek wil hê julle moet vir mamma of pappa of wie ook al saam met julle kyk vra om 3 bakkies gereed te kry. En dan sit julle in elke bakkie een ding wat soet is, een ding wat suur is en een ding wat sout is. Blinddoek dan een persoon
en dan skuif julle bietjie die bakkies rond en dan moet daardie persoon met die blinddoek op moet elke keer proe en hulle moet sê of dit soet of suur of sout is. Maar onthou, jy mag nie jou gesig trek as jy dit proe nie. So ek gaan vir julle kans gee om gou-gou dit te doen. Welkom terug maats, ek hoop julle het die oefening geniet. Nou ons tong is eintlik ongelooflik slim, want jou tong help jou om te proe wat soet of suur of sout is, maar ook daardie dinge wat glad nie lekker is nie. Partykeer dan trek 'n mens mos snaakse gesigte ook as jy iets proe wat jy nie dadelik verwag het nie. Nou ek wonder ook sommer van watter kos hou julle glad nie. Ek hou van baie kos, enige kos eintlik, maar ek hou nie baie van warm tamatie nie en ek eet ook nie graag afval nie. Nou maats, hoekom het ons met hierdie smaaktoets begin? Want vandag se boodskap gaan oor smaak. Nou julle het seker al agtergekom dat alles wat in hierdie lewe met ons gebeur nie altyd lekker is nie. Ons sou ook kon sê alles in die lewe smaak nie altyd lekker nie. Party dae dan voel 'n mens so 'n bietjie bitter. Party dae voel jy sommer suur en knorrig. Party dae is net regtig vir jou moeilik. Maar nou kom Jesus en hy sê iets ongelooflik vir sy kinders. Hy sê, julle is die sout vir die aarde. Hoor 'n bietjie hoe beskryf Matteus 5 dit vir ons in die nuwe vertaling. Julle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan, met ander woorde as dit sleg word, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dan is dit niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Nou maats, Jesus het graag met prentjies gepraat. So hy het gewone goed gebruik wat almal geken het, sodat hulle hom goed kan verstaan. En een van daardie goed was sout. Nou Jesus het nie gesê, julle moet probeer om so sout te word nie. Nee, hy het gesê, julle is sout. En dit beteken, hy gee vir ons 'n nuwe identiteit. Dit is soos wanneer iemand vir jou sê, onthou, jy behoort nou aan hierdie groep, of jy is nou deel van Jesus se span. En dis presies wat Jesus met die disippels gedoen het, want hy roep gewone vissermanne, en nou gee hy vir hulle 'n nuwe naam en 'n nuwe doel. Hy sê, julle is nou die sout van die aarde. Nou wat beteken dit? En hoe lyk dit wanneer kinders van Jesus so sout leef? Nou ek dink daar's 3 maniere, en ons gaan gou-gou vinnig saam daarna kyk. Die eerste ding wat sout gewoonlik doen is, dit gee vir ons smaak. Sonder sout proe kos maar flouerig, nê? Dink byvoorbeeld aan aartappelskyfies, of dink aan julle popcorn as julle dalk gaan fliek kyk, of as pappa lekker vleis braai, dan gooi ons altyd sout op om dinge lekkerder te laat smaak. Nou Jesus sê ons is ook sout, en dit beteken ons moet ook die lewe vir ander mense mooier en lekkerder maak. Maar nou moet julle mooi luister, want hierdie is belangrik. Onthou, God gee ons vir mekaar. God gee vir ons families, hy gee vir ons ouers, oupas en oumas, boeties en sissies, maar ook mense by die kerk en by die skool. So, daar's 'n spesiale band tussen ons mense. Ons hoort by mekaar. En as ons so sout wil wees, dan moet ons in al hierdie plekke ook die lewe vir ander mense aangenaam maak. Dit beteken daar by die huis, moet jy nie heeldag net dikmond wees nie. Daar by die skool, moet jy nie ook lelik praat as jou maatjie 'n lelike woord gebruik nie, of knorrig of ongeskik wees nie. By die kerk moet ons mekaar ook nie ignoreer nie, maar saam speel, en kies om vriendelik te wees. Kies om mekaar te groet, en kies om te deel. Ook baie keer kies om iemand in te nooi om saam te speel. Dit is wat sout doen. Nou, wanneer ons dan so sout is en ons die lewe lekkerder maak vir ander mense, dan gebeur daar ook iets mooi. Mense voel veilig by jou. Mense voel welkom by jou en hulle wil graag by jou wees. En weet julle, dis presies hoe Jesus was. Mense wou graag by hom wees. Hulle wou graag na hom luister en hulle het graag agter hom aangeloop. So as ek en jy so sout leef, dan begin ons ook al hoe meer soos Jesus lyk. Nou goed, die tweede ding van sout, en ek dink julle het dit ook al geleer in die skool, sout keer dat iets vrot word. Nou in Jesus se tyd, onthou, daar was nie yskaste nie, daar was ook nie vrieskaste nie, daar was nie eers elektrisiteit nie.
So as jy nou 'n stukkie vleis of vis gehad het, dan moet jy slim planne maak, anders het dit vinnig sleg geword, omdat dit so warm was. Nou een van die planne wat hulle gemaak het, was om sout te gebruik, want sout help om die kos te bewaar. Die groot mense het 'n woord daarvoor, ons noem dit preserveer. So sout help om iets te preserveer, met ander woorde, dat dit nie sleg word nie. Nou Jesus sê, ek en jy moet ook so wees in ander mense se lewe. Ons moet help dat mense se harte en verhoudings nie vrot word nie. Nou ons kies dit en ons doen dit wanneer ons kies om vir mekaar lief te wees. Ons kies dit wanneer ons vir mekaar wys, jy is nie alleen nie. Ons kies dit wanneer ons ook sê, as ons dalk kwaad is vir mekaar, ek is jammer, of ek vergewe jou. Ons kies dit wanneer ons ook respek vir mekaar wys. Want jy sien, as ons mekaar nie vergewe nie, dan groei die woede en die kwaad hier in jou hart. En as ons nie luister nie, dan begin verhoudings skade ly en breek. Maar wanneer ons so sout is, dan keer dit dat dit gebeur. Nou een manier om te keer dat verhoudings ook sleg word, is dat ons ook meer sal luister. Onthou, die Here het vir ons 2 ore gegee en net 1 mond. Nie 1 oor en 2 monde nie, maar 2 ore en 1 mond. So ons moet onthou dat ons ook meer sal luister na mekaar en wanneer ons dan praat, dat ons net mooi woorde sal praat. Onthou, wanneer 'n gesin saam sit en praat, dan hoor ons ook mekaar se harte. Dan hoor ons wie om die tafel is bly, wie is moeg, wie voel dalk 'n bietjie bang of wie het hulp nodig. En wanneer ons so sout is, luister ons mooi na mekaar en die liefde in ons huis sal groei. En selfs daar by die klas, as ons dit daar doen by die skool, sal dit ook sterker word. En dan die laaste ding, nommer 3. Sout help ook om skoon te maak en gesond te word. Dis die derde interessante ding wat sout doen. Ek wonder of julle geweet het, soutwater word vandag nog in hospitale gebruik om 'n wond, as 'n mens nou seer gekry het, om daardie wond skoon te maak. Nou daar's ook sout in julle waspoeier. As julle gewoonlik klere was, dan help dit ook om al die vuiligheid weg te vat. So, sout mag met ander woorde nie net in 'n potjie iewers op 'n rak wees nie, maar wanneer ek die sout gebruik, dan kan dit skoon maak en dit kan gesond maak. Nou maats, Jesus het presies dieselfde gedoen, want hy was ook so sout. Julle het baie verhale in die Bybel wat julle kan lees, waar Jesus siek mense gesond gemaak het, maar hy het ook mense se harte gesond gemaak. Hy het mense gehelp wat stikkend gevoel het, wat skaam was, wat baie keer seer gekry het of alleen was. So, Jesus het ook genesing gebring. Nou, hoe kan ek en jy dit doen? Ons kan presies dieselfde doen, deur ook gereeld vir mekaar te sê, ek is jammer. Nou ek weet, dis nie altyd so maklik nie, nê? Partykeer, dan wil ons eerder stil bly. Partykeer wil ons eerder maak, asof niks gebeur het nie. Maar wanneer jy dalk vir iemand seer gemaak het, met jou woorde, dan kan jy opreg sê, ek is jammer. En dan gebeur daar ook iets mooi. Dan begin ons harte weer heel word. En wanneer iemand dan vir jou jammer sê en jy vergewe hulle, dan bring jy ook genesing in die verhouding. En dan word die huis of die skool of waar ons ook al is, word 'n lekker plek om te bly. Dit is so sout. So maats, om al hierdie dinge reg te kry, moet ek en jy naby aan Jesus leef. Ons moet sy voorbeeld volg. En daarom hoop ek dat jy vandag sal onthou, dat ek en jy word geroep deur Jesus om so sout smaak te gee. Dit beteken, ek maak die lewe vir die mense om my ook mooier. Maar ons moet ook onthou, dat sout bewaar. En dit beteken, ek moet ook hard werk aan my gesindheid, om verhoudings mooi te maak, sodat dit nie sleg raak nie. En dan die laaste ding, moet ek en jy onthou, dat sout ook skoon maak en heel maak. En dit beteken, dat ek gereeld ook sal sê, ek is jammer, of ek vergewe jou, en dat ek sagte, mooi woorde sal praat, soos wat Jesus graag wou hê. So kom ons gaan wees hierdie week, Jesus is sout by die huis, by die skool, op die sportveld, en oral waar ons gaan. Amen. Kom ons bid saam.
Here Jesus, baie dankie dat U sê dat ons die sout van die aarde is. Help vir ons om hierdie lewe vir ander mense ook mooier te maak. Help ons om liefde te bewaar, om seer mense wat oor ons pad kom te troos en vir hulle hoop te gee. Maak ons harte elke dag vol van U liefde. Amen. Nou maats, baie dankie dat julle vandag weer ingeskakel het by ons. Dankie vir al julle ondersteuning, dat julle so getrou ook kerk toe kom en vir ons help hier om ons bediening ook uit te bou. En as jy graag 'n bydrae wil maak om hierdie bediening ook verder te laat groei, is jy welkom om nou daar op die skerm te kyk en dan kan jy ook so 'n bydrae maak. Maats, ek hoop julle gaan 'n wonderlike week hê. Ek hoop julle geniet alles daar by die skool, die sport, die kultuur en sommer al die dinge, maar onthou ook om genoeg te rus en lekker te speel. Ons sien mekaar binnekort. Totsiens maats.